Ons gaan as antwoord op ons prediking net voor die gebed aan die einde van die boodskap vanoggend saam ons geloof bely, juis ook 'n antwoord op dit wat ons hoor uit Efesiërs se 2de hoofstuk. Nou, ons gaan saam lees Efesiërs 2, daar 'n hele hoofstuk. Dit is vers 1 tot 22 in die opskrifte daar, verlossing uit genade en heidene en Jode met God deur die kruis van Christus versoen. En ons het eintlik die hele gedeelte wat ons na kyk, maar ek wil tog verse 19 en 20 so lank vir u net beklemtoon. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges, huisgenote van God. Voordat ons die hele gedeelte saam lees, broers, kom ons staan en dan bid ons as gemeente saam. Almagtige God, Hemelse Vader, wat 'n wonderlike dag, wat 'n pragtige geleentheid om elke Sondag so by mekaar te kan wees, maar ook juist nou die Sondag voor Pinkster, die Sondag voor ons nagmaal. En ons loof U en ons prys U. En ons doen dit saam met al die gelowiges dwars oor die wêreld wat vandag voor U buig, vandag U naam aanroep. Maar ons weet, is nie net vandag dat ons saam in die teenwoordigheid van U, van ons Here sit nie. En Here, vandag saam met Paulus, ook vanuit hierdie gedeelte in Efesiërs, saam met die getuienisse deur eeue heen, sing ons van U genade, getuig ons van U liefde. En waar hierdie hele diens 'n bewys is van U getrouheid, word dit geëcho deur ons lewens daar buite. En daarom is dit ook vanoggend ons bede dat alles wat ons hier doen sal geskied volgens U wil, tot uitbreiding van die koninkryk. Lei die verrigtinge hier asseblief, o Here, dat ons harte sal aanraak, dat ons in eerbied en respek aan U voete sal bring. En daarom bid ons ook, wys ons die genade, maar ook die verkeerde, die dinge in ons lewens wat teen U woord en U wet indruis. Here, so baie van ons lidmate wat hier is vanoggend, maar wat ook hier wou wees, maar nie kan nie, het groot behoefte aan U ingryping, U sorg in hulle lewens. Ons bid en vra, wees met elkeen wat beproewing ervaar, ook hartseer het. Ons dink aan die Didi, Frikkie, ons dink aan Karin, dan die Susan en oom Jan. Die Here gee hulle ook vrede in die wete van U teenwoordigheid in hulle lewe. So ook ons lidmate wat iemand in hulle familie aan die dood moes afstaan die afgelope ruk, wat ook daardie hartseer het. Ons is vanoggend ook saam met Kobus en Sonay baie dankbaar vir die geboorte van hulle tweeling, o Here. En ons dink in dieselfde asem aan Christian en Annika, wat vandag vertrek om ook geboorte te skenk aan hulle kleining. Straal hulle ook aan U op. Bid om U hand van bewaring. Seën hulle wat in hierdie week 'n lewensjaar ryker word. Ons weet dit is ook guns. En staan by ons kinders wat al amper weer moet worstel met die eksamens wat voor lê. Maar bo alle dinge bid ons altyd en steeds. Laat U wil geskied.
Laat U koninkryk kom. Laat U naam geheilig word. Amen. Ek gaan vir ons nou voorlees Efesiërs 2, daar vanaf die eerste vers. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Ons lees net tot sover. Ons tema by vanoggend se preek is neem my hand. En dit gaan ten diepste oor die gemeenskap van die heiliges. Nou die van u wat verlede jaar op die kerkkamp was, wat dalk na die opnames daarvan gekyk het, sal onthou ek het by een geleentheid gepraat oor die legkaart, die woord as die legkaart van God se verlossingsplan. En ek het gesê, daardie legkaart of daardie prentjie is vas, en niks kan daardie waarheid verander nie. Maar daar is wel elemente of aspekte wat vir ons daardie prentjie kan inkleur. Byvoorbeeld taal, byvoorbeeld gebruike,
byvoorbeeld die geskiedenis en 'n verstaan van wat op daardie stadium in die wêreld aan die gang was. En vanoggend, hierdie stukkie wat ons gelees het, waar Paulus ook die brief aan die gemeente in die Efese skryf, is dit belangrik om van daardie aspekte te verstaan, om die prentjie, die waarheid, vir ons mooi in te kleer. Nou elke Sondag bely ons met die 12 artikels en gaan ons ook doen aan die einde van hierdie diens, dat ons glo in die gemeenskap van die heiliges. En dit is ook deel van die tema wat ons sover hierdie jaar met die besoeke behandel het, wat gegaan het oor kerk wees. Ons wat kerk is. Nou kortliks of eenvoudig opgesom, verwys die gemeenskap van die heiliges na broederskap. Maar 'n spesifieke broederskap. Dit verwys vir ons na die hegte band wat bestaan tussen al die gelowiges dwars oor die wêreld. Maar juis omdat ons nie in daardie tyd leef nie en so graag wil weet wat Paulus bedoel as hy praat oor die gemeenskap van die heiliges, is dit belangrik om te verstaan hoe hy daaroor gedink het en hoe die lesers van hierdie brief dit ook in daardie tyd verstaan het. Nou daardie tyd is dit waar dat, soos vandag ook, alle mense binne 'n sekere groepsverband staan. Kinders sou nie sonder 'n tipe toewyding vanaf 'n groep, 'n verbintenis tot 'n gemeenskap kon oorleef nie. Nou in Bybelse tye was jou herkoms, in watter familie jy gebore word, baie belangrik tot watter groep jy gereken sou word. Vanaf jou geboorte was elke mens verbind aan 'n sekere gemeenskap wat op die ou einde van die dag jou identiteit, selfs jou verantwoordelikheid bepaal het. En gemeenskappe in daardie dae was veral verdeel tussen die ons en die hulle. Die ons, die lede van die groep, en die hulle, die buitestaanders buitekant die groep. En as lid van 'n groep was 'n persoon dus deel van die ons binne daardie groep. Nou die antieke gemeenskappe was samewerkende groepe wat in effek beteken dat individue afhanklik was van al die ander lede van daardie groep. Afhanklik vir baie dinge, sê dit afhanklik van hulle identiteit, maar ook van hulle rol en hulle status in die gemeenskap, hulle pligte, dit wat hulle moes doen en die regte wat hulle geniet het. Die gemeenskap het ook jou gedrag bepaal. So hulle was afhanklik van die groep waarna hulle behoort het om te weet hoe om reg op te tree. So die mense in daardie tyd was sonder twyfel groepsmense. En is baie verskillend as wat die samelewing vandag werk, want waar die Bybelse of die mense in Bybelse tye gefokus was op die welstand en die vooruitgang van die groep, is ons mense vandag baie meer gefokus op die welstand en die vooruitgang van die individu, van onsself. Nou, so 'n groep, so 'n gemeenskap in daardie tyd, kon op verskeie maniere saamgestel word, saamgebind word. Dit kon verskillende betekenisse dra, dit kon 'n groot verskeidenheid van gedrag impliseer. Baie belangrik, 'n mens kon op verskillende maniere deel word van 'n spesifieke groep of gemeenskap. En die eerste manier waarop 'n mens kon deel word, soos ons gesê het, was deur geboorte. Elke mens was op grond van die familie waarin jy gebore word, deel van 'n groep. Maar tweedens kon jy ook lid raak van 'n groep deur versoening of loskoping. Waar daar vrede tussen twee vyande gemaak was, het versoening plaasgevind. En daar waar kruisgevangenes of slawe losgekoop is, het hulle ook outomaties deel van daardie groep
of gemeenskap geword. So buite geboorte kon jy ook deel word van 'n groep deur versoening of deur loskoping. En die derde wyse dan deur uitnodiging. Jy kon deur die leier of die hoof van 'n groep of gemeenskap uitgenooi word om deel te word van daardie groep in die samelewing. Versoening, loskoping en uitnodiging. So kon mens deel word van 'n gemeenskap. Maar ongeag hoe 'n persoon by daardie gemeenskap ingesluit was, daar was altyd sekere eise aan daai persoon gestel. As jy deel was van 'n groep, deel van 'n gemeenskap in die samelewing, dan moes jou optrede van so 'n aard gewees het, dat jy die eer van daardie groep vermeerder. Jy moes in die belange van jou groep optree. En onder geen omstandighede mag jy met jou doen en late die gemeenskap in skaamte, in skande, verleentheid gebring het nie. Jy mag nie teen die belange van jou groep opgetree het nie. En ek weet dit is 'n mond vol, maar u sal nou hoor as ons weer kyk na Paulus se brief en hoe hy dit gestel het, waarom hierdie so belangrik is. As lid van 'n groep of van 'n familie, was dit jou verantwoordelikheid om daardie groep se eer te bewaar. Jou naam in daardie tyd het alles getel. En daarom was gedrag soos ongehoorsaamheid by kinders of losbandigheid in die samelewing glad nie aanvaarbaar gewees nie. En die gemeenskap het van die leier van die groep verwag om sy mense te beheer, te sorg dat dit nie gebeur nie. Want deur oneervolle optrede was daar skande oor die hele gemeenskap gebring in die oë van die res van die samelewing. So goeie gedrag was 'n weerspieëling van jou groep se eervolle naam. Verkeerde gedrag was 'n skande oor jou groep. So jy moes altyd aan die reëls van jou groep, moes jy jouself onderwerp op so 'n wyse die eer te beskerm. As jy dit nie gedoen het nie, dan kon jy uit daai groep uit verwerp word. En as jy verwerp is uit die groep, dan word jy as buitestander, selfs as vyand gereken, omdat jy teen die belange van daardie groep optree. So met hierdie mond vol, kom ons kyk weer hoe Paulus hierdie brief geskryf het aan die gemeente in Efese. Want toe hy hierdie brief geskryf het, was dit juis hierdie aspekte wat hy in gedagte gehad het. En hy begin, dan skryf hy in die eerste verse Efesiërs 2, 1 en 2, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. En dan lees ons verder in vers 12 dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Vervreemd van die burgerskap, vreemdelinge van die verbond en beloftes, sonder hoop, sonder God. So wat Paulus die lidmate van die gemeente in Efese hieraan herinner, was dat hulle vroeër buite die groep van God gestaan het. Buite die gemeenskap van die heiliges. Buite die kerk. En die gevolg, of dit was die gevolg van die sonde, die misdaad waarin hulle vroeër gewandel het. Die sonde het veroorsaak dat die mens buite die gemeenskap van God uitgesluit was. Dis juis tog die gevolg van die sonde. Dit het verwydering gebring tussen God en mens. Sonde is optrede wat God, die hoof
van die gelowiges nie in ag neem nie. Inteendeel, dit staan teen sy wil. Maar is ook optrede wat nie die res van die gemeenskap, die heil van die koninkryk in ag neem nie. Dit bring die kerk in skande. Dis oneervolle optrede, optrede buite die riglyne van die groep. Toe die mens uit Eden gewerp is, toe is hy alreeds vanuit hierdie groep gewerp. En soos wat ons mekaar gesê het, as jy uit 'n groep gewerp word, word jy ten beste geag as 'n buitestander, maar selfs ook as 'n vyand gereken. So Paulus wys op die probleem wat daar bestaan het. Vir die mens en op sigself was daar geen manier om weer deel te raak van hierdie groep nie. Daar was niks wat ons self kon doen om die saak weer reg te stel nie. En hoe meer jy sondig, hoe verder en verder beweeg jy weg van hierdie groep af. Vreemdeling, buitestander, vyand, sonder hoop, sonder God. Paulus voer sy argument dan verder vanaf vers 13 en maak dan die wonderlike gevolgtrekking in vers 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges, huisgenote van God. So op een of ander manier is ons weer as lede van hierdie groep aanvaar, die gemeenskap van die heiliges. En binne die sosiale konteks wat hulle destyds geken het, het ons vir mekaar gesê was daar 3 maniere hoe dit kon gebeur. Loskoping, versoening en uitnodiging. In vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Loskoping. Loskoping. Deur sy bloed het hy die prys betaal om ons los te koop vanuit die slawerny van die sonde. So Paulus sê vir hulle, julle is nou weer in daardie groep van gelowiges, die gemeenskap van die heiliges, eerstens deur die loskoping van Christus. Maar dan vers 14 tot 16, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan sy vyandskap doodgemaak het. Met God kon versoen deur die kruis. Versoening. Hy self het vrede gebring tussen God en mens, waar daar vyandskap geheers het, en het hy dit gedoen deur sy kruis. 17 tot 18, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader uit sy hand uitgereik en ons uitgenooi om weer deel te word van die volk van God, die gemeenskap van die heiliges. Hy het ons uitgenooi en gesê, vat weer my hand. In Christus is ons losgekoop van dit wat ons van die gemeenskap verwyder het en die slawerny waarin dit ons geplaas het. Is ons versoen met sy kruis met God om nie meer as vyand van ons Here of buitestander buite kan die groep gereken te word nie. En is ons uitgenooi om sy hand te vat
en weer medeburgers van die heiliges, huisgenote van God, familie in Christus te wees. Nou in die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 75 lees ons oor die nagmaal, dat Christus my en alle gelowiges beveel het, om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet, van hierdie drinkbeker te drink, soos wat ons volgende Sondag ook weer gaan hoor. En waar ons dan die nagmaal so saam geniet, hoor ons ook dit word beskryf as 'n gemeenskapsmaaltyd. Dit is 'n sakrament ter gedagtenis van wat Christus vir ons gedoen het, om ons deel te maak, familie, huisgenote van God, medeburgers van die heiliges. En wat ons daar herdenk, is juist dit wat Christus vir ons gedoen het, en dat hy van ons wat vyande van God was, buitestanders, uitgesluit uit die gemeenskap van die heiliges, gaan opsoek het. Daar waar ons in ons sonde net meer en verder van God verwyder geraak het. Ons herdenk dat hy deur sy kosbare bloed wat vergiet was, en deur sy liggaam wat aan die kruis gebreek was, ons losgekoop het van die slawerny van die sonde. As buitestanders het ons dit nie verdien nie, en kon ons dit nie van hom eis nie, maar het hy het uit genade gedoen, soos wat Paulus skryf. En verder het hy dan die vyandskap tussen ons en God opgehef. Deur sy gebroke liggaam aan die kruis het hy vrede gebring, die middelmuur van skeiding tussen God en ons afgebreek, en ons met God versoen aan die kruishout waaraan hy vir ons gehang het. En het hy sy hand waar die spykers geslaan is, na ons uitgereik, ons deel te maak van die familie van God, vir ons gesê, neem weer my hand. Hy het ons teruggelei na die huis van ons Here, ons burgers gemaak van die heiliges, en is ons aangeneem tot kinders van God. As ons Sondag as medeburgers die nagmaal gaan gebruik, dan doen ons dit op grond van die wonder van Christus, wat sy hand na ons uitgereik het. En waar ons mekaar se hande dan ook vat, as familie van God, as gemeenskap van die heiliges. En waar ons dan hande vat, doen ons dit nie meer as vreemdelinge of buitestanders of as vyande nie. Maar doen ons dit in die eenheid van Christus. As broers en susters van die huishouding van God. Want julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges, huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Amen. Ek gaan vra dat ons almal nou opstaan en in antwoord op hierdie boodskap, waar ons ook weer eens hoor wat God vir ons in sy Seun Jesus Christus gedoen het, en hoe dit vir ons toegereken word op geloof alleen. Daardie loskoping, daardie versoening, daardie uitnodiging, op grond van geloof alleen in genade, ons as gemeente saam ons geloof bely in ons Here, dan bly ons so staan as ons dit klaar bely het, en dan doen ek vir ons ook die gebed in antwoord op die boodskap. Kom ons staan, dan bely ons geloof, en u spreek die woorde van die 12 artikels in u hart saam met my. Ek glo in God die Vader,
die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Almagtige Here, ons loof, ons eer U as ons verlosser en saligmaker. Here, U wat U seun se lewe gegee het sodat ons mag lewe. In Christus het U ons losgekoop van die slawerny van sonde, versoen met U. Het U U hand uitgereik en ons weer deel gemaak van U huishouding, van die gemeenskap van die heiliges. Daarom ook, o Here, as ons terugkyk na die verlede, voel ons skaam en staan ons skuldig. Daar is soveel lelik waaraan ons nie wil dink nie. Daar is soveel verkeerd waaroor ons nie graag praat nie. Maar juist daarin sien ons ook die wonderlike genade. U het ons nie in die verlede gelos nie, en U het ons nie vergeet nie. U het ons vrygemaak van die dinge wat ons van U af weggehou het. U het ons verlos van 'n sondige erfenis. U het ons na die lig gelei, ons deel gemaak van U kinders. En daarom maak ons ook nie vas by die skuld van gister nie. Daarvoor het U so duur betaal. En gryp ons na môre en groei ons in heiligmaking. Ons kyk vorentoe. Ons oë gefestig op U. Here, ons vra dat U ons ook sal bystaan op hierdie pad van heiligmaking wat ons stap. Daar is soveel kere wat ons val. Daar is soveel kere wat dit voel asof ons 3 tree teruggee vir elke een vorentoe. Daar is soveel kere wat ou sondes maar weer kop uitsteek in ons lewens. Help ons om ontslae te raak van hierdie dinge, om te groei in geloof en gehoorsaamheid en om steeds nader en nader aan U te beweeg. Wys ons ook wat verkeerd is met die oog op volgende week. Daar waar ons verkeerd doen, lei ons om al meer en meer soos U te wees. Heilig, want U is heilig. Help dat ons altyd sal onthou. U het ons losgekoop. U het ons versoen met U. U het ons uitgenooi om U kinders te wees. Aan U die eer, die lof, die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Gee geleentheid vir die opneem van die